Ek het dan nie heeltemal verdwyn nie, ek is nog hierso, ek lewe nog. Groet julle vanmôre. Welkom. Skuif maar so 'n bietjie nader. Dit is altyd so lekker om rondom die woord van die Here by mekaar te kom. So prakties. Dit praat so in 'n mens se lewe in. En die Heilige Gees kom maak dit mos net sommer so vir jou helder. Dis wat ek moet doen. Ek wil vanmôre met julle praat oor skuldgevoelens. Almal loop rond met skuldgevoelens. Voel skuldig oor iets. Ek moes dit gedoen het. Ek moes liewers dit gesê het. Ek moes afskeid geneem het. As ek net nie daai besluit geneem het nie. Oral waar ek kom, stoei mense met gevoelens van skuld. En as ek partykeer vra, dan is dit goeters van 20 jaar terug. En dan wonder ek net, is daar nie 'n manier waarop 'n mens kan ontslaa raak van skuldgevoelens nie? En mense hou mos daarvan om jou te laat skuldig voel. Veral as hulle jou wil laat in 'n rigting gaan of jou wil manipuleer, dan is hierdie een van die kragtigste wapens. Kom ons laat daai ou skuldig voel en dan gaan ek kry wat ek wil hê. So skuldgevoelens bepaal partykeer 'n mens se lewe. Dit druk jou in 'n rigting. Ek wil vanmôre met julle 'n bietjie daaroor praat. Wat sê die woord daaroor? Hoe kan 'n mens dit anders benader? Dat hierdie las wat partykeer so op mense lê, nie so lê nie. Iewers op jou pad het iemand vir jou gesê, jy moet perfek wees vir my om jou lief te hê. Maar daai iemand het nie in jou skoene geloop. Daai iemand was nie deur jou vlamme gedoop. Somtyds as jy vra waarheen die lewe lei, moet jy ook kan weet, daar's iemand aan jou sy. Soms as jy wil weet hoekom die lewe brand, moet jy ook kan weet, daar's iemand aan jou kant. Want my arms is oop, my hart is vol, ek staan en wag vir jou. Draai jou hart, rig jou oor, begin in my te glo. Ek moes anders besluit het. Ek moes geskree het. Ek moes totsiens gesê het. Een geveg te veel. Moes ja gesê het. Ek moes nie geloop het nie. Ek moes nie stil gebly het nie. Ek moes gepraat het. En so kan ek aanhou opnoem. Ek wil eintlik hê jy moet so vir 'n oomblik net sit en dink aan al dit wat jou laat skuldig voel. Dis belangrik, want skuldgevoelens het 'n manier om 'n mens vas te sluit. Jy kan nie aanbeweeg nie. Dis asof jy elke keer in 'n situasie ingetrek word. En die moeilikste ding van dit is jy sleep almal om jou ook in daai situasie in. Dis asof jy vasgevang word in 'n tydsone. Jy kan nie aanbeweeg nie. En julle weet, mense wat nie kan aanbeweeg nie, raak gefrustreerd en dan doen jy weer die verkeerde ding. En dan voel jy skuldig oor nog 'n ding. Die ander ding is, 'n mens bly 'n slagoffer. Jy word kwaad vir jouself, jy word kwaad vir God, jy bly kwaad vir ander mense. En dan het jy hierdie slagoffer mentaliteit. Ag, arme ek, as ek maar net, if only. Dis die hartseerste woorde wat daar is. En dan word jy in daai kokon, amper in 'n tydsone ingetrek, en daar bly jy. En jy sien uit, maar jy kan net nie uitkom nie. Jy kan nie vrykom nie. Jesus het gesê, ek het gekom om julle waarlik vry te maak. Jy bly vasgevang. En dan
waarheid is nooit duidelik nie. Dis asof jy altyd dof sien. Die lyne is nie helder nie. Dis asof jy nie presies weet wat die volgende tree gaan wees nie, as gevolg van skuldgevoelens, want dit sluit jou toe. Wie van julle sukkel met dit? Almal van ons eintlik. Party van ons het net meer van dit. Ons ouers lê skuld op ons. Ander mense lê skuld. Ons lê self skuld op ons. Omstandighede lê skuld op ons. En dan lê hierdie gewig later op jou, en dan kan jy nie meer lewe nie. Die goud van elke dag gaan verlore. Dis asof die genade wat in klein hoeveelhede elke dag op jou neersak, jy later aan nie eens meer raak sien nie. Dit maak 'n mens depressief. Dit sluit jou vas. Dit vat jou vreugde weg. Hoe raak 'n mens ontslae van skuldgevoelens? Wat is God se opdrag rondom dit? Is dit reg dat 'n mens so met skuld altyd moet rondloop? Of is daar 'n ander pad? Ek wil vir julle 'n gedeelte lees in Johannes 11. Baie interessante deel. Lazarus is oorlede en hy het 2 sissies gehad. En Jesus kom daar aan bietjie te laat. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Sy was so kwaad en opstandig en skuldig gevoel dat sy nie eens met hom wou kom praat nie. Martha sê toe vir hom: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. As ek iemand net vroeër laat kom met Here. Miskien moes ons die boodskap vroeër vir U gegee het, Here. Miskien moes ons die situasie net anders hanteer het. Sy voel skuldig, sy voel kwaad, sy is opstandig. En nou antwoord die Here haar op 'n baie interessante manier. Hy sê: ek is, nie ek was of ek sal wees in die toekoms nie, ek is nou hier. Hier is ek. Ek is die opstanding in die lewe. En as jy nou in my glo, sal jy lewe, al sterwe jy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Hy sê vir haar, glo jy dit? En die sussie dieselfde: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Wat wil die Here ons leer oor hierdie ding wat op 'n mens kom plak, skuldgevoelens? Ag, en die Bybel is vol daarvan. Die eerste ding wat ek wil hê ons uit hierdie gedeelte uit moet raak sien is, God sê ek is. Die geheim is om in die nou oomblik in te beweeg. Nou, hier. Wat moet ek nou doen? As jy die hele tyd dink aan wat jy verkeerd gedoen het, dan ons maak maar almal verkeerd, of wat jy nog gaan verkeerd doen, of dat dit moontlik iewers, dan bly jy vasgevang. Maar as jy in die nou oomblik in beweeg, word daar in jou hande geplaas om op te staan, om jouself te vergewe, om ander te vergewe, en te weet maar, God is nou hier. Hy spreek ons vry. Hy sê, almal het gesondig, maar ek kan jou vrymaak. Ek kan vir jou waarheid bring. Ek kan jou laat aanbeweeg. Maar dan moet jy in die nou oomblik beweeg, want nou kan ek iets daaraan doen. Ek kan regstel. Ek kan dit wat ek verkeerd gedoen het, herstel. Ek kan regmaak. Ek kan 'n volgende besluit evalueer in terme van hierdie een, want dit word deel van my lewe nou. Dis nie 'n gister en 'n môre ding nie. Ek is nou hier. Hier staan ek. God is nou daar by jou. Wat gaan ek en jy doen daar, my kind? Jy het nou nie jou ma gegroet, sy oorlede is nie. Maar jy het vir haar blomme gegee terwyl sy gelewe het. Jy het toe nie ja gesê nie, maar wat kan jy nou doen? Dan verander skuldgevoelens partykeer in 'n wonderlike nuwe geleentheid. En dis die tweede ding. In hom is daar lewe, genesing.
God kan alles ten goeie laat meewerk. Maak hom betrokke en opgesluit in 'n skuldgevoelens, is daar 'n wonderlike nuwe geleentheid. 'n Nuut dink, 'n vars vorentoe beweeg, 'n anderste manier van 'n saak benader. Opgesluit daarin lê daar weer liefde, aanvaarding, omgee, 'n nuwe begin, want God het daai vermoë. Paulus skryf dit en hy sê, God het die vermoë om die slegste ding in 'n nuwe geleentheid te verander. Laat hom toe. Wanneer as ons kwaad vir hom, moenie. God is nou. En opgesluit in sy nou is nuwe lewe. En dan word skuldgevoelens partykeer die boustene op wonderlike gevoelens, nuwe gevoelens, nuut begin gevoelens, vars liefde gevoelens. Dan verander ons dit in boustene en laterand sê ons dankie. Here, dankie dat ek daai fout gemaak het. Want nou weet ek om nie nog 'n groter fout te maak nie. Is dit nie wonderlik nie? Ontvang vanmôre die seën van die Here. Hy groet jou in sy wonderlike naam. Powerful name. Amen. Iewers op jou pad het iemand vir jou gesê, jy moet perfek wees vir my om jou lief te hê. Maar daai iemand het nie in jou skoene geloop. Daai iemand was nie deur jou vlamme gedoop. Somtyds as jy vra waarheen die lewe lei, moet jy ook kan weet, daar's iemand aan jou sy. Soms as jy wil weet hoekom die lewe brand, moet jy ook kan weet, daar's iemand aan jou kant. Want my arms is oop, my hart is vol, ek staan en wag vir jou. Draai jou hart, rig jou oor, begin in my te glo. Iewers op jou pad het jy iemand geglo, toe hulle vir jou sê, die lewe werk so, jy moet perform, jy moet sweet en swoeg, jy moet gesien word, dan's jy goed genoeg. Maar ek sê jou nou, daai dae is verby, jy is genoeg, as jy kyk na my. Ek is die een wat jou definieer, rig jou oë op my, want ek ken jou seer. Want my arms is oop, my hart is vol, ek staan en wag vir jou. Draai jou hart, rig jou oë, begin in my te glo. En as die onweer soms die horison se kleure reoneer, as die rooi gety die breek van die branders kon versteur, as die lewe weer sy rugkant soos 'n kwaai vrou op jou draai, moet jy weet ek sal jou nooit verraai. Ja, jou naam staan geskrywe in die palm van my hand. My gedagtes oor jou meer as die wêreld se sand. Ek ken jou naam, ek tel al die hare op jou kop. En al voel het soms jy val, ek tel jou op.